So, kom ons hanteer die tweede deel van die message wat ek gekry het, die boodskap wat ek gekry het. Die mense wil so graag sê, hulle is die bruid. Hulle is die bruid en hulle gaan weggeraap word. Nou, dit is glad nie wat staan in die Nuwe Testament. Dit staan in Openbaring nie. Die bruid is die 144,000 en hulle is die oorblyfsel van Israel wat agterbly op die aarde om 'n nuwe Israel koninkryk daar te stel. Op aarde. Daar gebeur nie goed in die hemel nie. Dit gebeur alles op aarde. Hierdie hele drama sal hom afspeel op aarde. En dit is oor lange jare wat dit gaan afspeel. Daar's definitief nie 'n 7 jaar in Openbaring nie. Daar's ook nie dit het niks te doen met Daniël 9 se laaste verse nie. Ek het al hieroor gepraat. Kom ons kyk gou wat sê hy en dan verduidelik ek dit aan hand van die skrif. Kom ons lees, hy sê, yes, ek glo in 'n wegraping waar God sy kerk of bruid huis toe vat. Ja, dis die grootste leuen denkbaar. Dit gaan nie gebeur nie, dit staan nêrens in jou Bybel nie. Dit gaan hier oor die verdelging wat vasbesluit is oor die aarde. Dit kom uit die Ou Testament. Al was die volk oor Israel soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom, want 'n verdelging is vasbesluit en vloei oor van geregtigheid. Nou waar is hierdie verdelging? Wel, dit is is oor die hele aarde, is Openbaring 14 en Openbaring 7. Openbaring 7 praat van die 144,000. Luister mooi, hy sê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons nie die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En dan hoor hy die getal is 144,000. Nou hierdie 144,000 is nie die ouens wat hemel toe gaan nie. Glad nie. Hulle is die ouens wat agterbly wat die groot verdrukking oorleef, want dit staan hierso. Hy vra, hoekom het hulle wit klere aan? En hy sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking gekom het. Hulle het dit oorleef. Hulle die groot verdelging oor die aarde, die groot verdrukking, die derde wêreldoorlog het hulle oorleef. Hulle bly oor. Hulle is die 144,000 en hulle is die lam se bruid. Nêrens is dit 'n kerk nie. Nêrens gaan die kerk gered word nie. Dit staan nêrens nie. Die woord kerk kom nie eens in die Bybel voor nie. Wat daar wel voorkom is die woord ekklesia wat gemeente betref en dit verwys na die volk Israel reeds in die Ou Testament. Hierdie is Openbaring 14. Kyk, hy sê die lam staan op die berg Sion. Ons sal nou praat oor waar of wie is die berg Sion. En saam met hom 144,000. Luister mooi. Hulle het 'n nuwe lied gesing. En dan sê hy, dis hulle wat hulle nou nie met vroue besoedel het nie, dit het te doen met kerke en met verbastering en met vrymetselary, dit is waarmee dit te doen het. En hulle is dan die bruid, hulle is die eerstelinge vir God en die lam op die aarde, hulle is vrygekoop van die aarde se pla, hulle is vrygekoop, hulle is ouens wat oorbly op die nuwe aarde, want die regverdige sal die aarde beerwe. So, ons is heeltemal bedrieg deur die kerke. Hulle wil hulle self graag inlees daar in Openbaring, hulle is nie daar nie. Die volk Israel is wel daar, en hier word dit baie duidelik vir jou uiteengesit. Wie hulle is, en hoe hulle die lam volg, die lam gaan op aarde woon, en op die aarde gaan hy regeer. So hierdie hele idee dat ons nou hemel toe gaan, en hy gaan hulle ons nou wegraap, en dan die 7 jaar verdrukking, dit's nêrens, daar's nêrens enigsins dit in Openbaring nie. Kry dit nêrens nie, kry dit nêrens in jou Bybel nie. Dis absolute leuen, ons noem dit die Schofield leuen, wat hulle ingebring het, en wat baie mense aan glo, want hy lees nooit Openbaring nie, hy luister maar na die gechommel wat sy predikant vir hom daar van die kansel af. Die berg Sion is 'n volk, luister mooi wat sê Psalms, laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordeel. Gaan rondom Sion, trek daaromheen, tel sy torings. Hy praat nie van 'n plek nie, hy praat van 'n volk. As ons kyk hierso, ook in Psalms, hy die tent van Josef verwerp en die stam van Efraim het hy nie uitverkies nie. Maar die stam van Juda uitverkies die berg Sion wat hy lief het. So as die Bybel sê daar in Openbaring, die lam staan op die berg Sion, dan beteken dit, hy staan by die stam van Juda.
wat hy uitverkies het om Israel te lei, wanneer die oorblyfsel bymekaar gemaak word, wel, dan moet hulle 'n leier hê. Hulle moet 'n stam hê wat hulle lei, en daai stam is die stam van Juda. Hy het die tent van Josef verwerp, beteken Efraim sal nie die stamme lei nie. Ja, hier sê hy dit vir jou, tent van Josef is die stam van Efraim. 'n Mens moet net mooi lees wat daar staan. So nêrens word daar gesê dat die kerk gaan weggeraap word, en die kerk is die bruid nie, die bruid is die 144.000. En hulle sal staan by die stam van Juda. En waar is Juda vandag? Is dit die Jode? Nee, die stam van Juda is die boerevolk. Dit is hulle wat vrug dra hier op die einde van tye. Die Jode is die sinagoge van Satan, wat elke dag laster, wat Jesus laster.